Die verhaal van Japie Greiling is die ware verhaal van 'n jong seun wat die durf en die moed gehad het om so lojaal te wees aan sy vader en sy vaderland, dat hy gewillig was om selfs daarvoor te sterf. Goud is in 1899 in Transvaal ontdek. Nie lank na die gebeurtenis nie, het daar oorlog uitgebreek tussen Transvaal en Engeland. Van dorp tot dorp het die veldkornette die tyding gebring. Van die dorpe af is dit verder na die plase versprei. Oorlog is verklaar, die burgers moet gaan veg. Een vir een het die boere en die ouer seuns hulle perde geneem, beskuit en ander proviant in hulle saalsakke gepak, van hulle dierbares afskeid geneem en by die kommando's gaan aansluit. Op baie plase het nie die vrouens, die kinders en die werksvolk agtergebly. Dit was treurige dae. Elke moeder was maar gedurig bekommerd oor haar man en seuns wat in die veld is. Baie gebede is in daardie tyd gebid. Here, staan ons by in hierdie tyd. Gee genade en krag vir elke dag. En bewaar ons seuns en ons mans daar op die oorlogsveld. Liewe Jesus, pas tog ons papa's en boeties op daar in die veld. Op kommando waar die burgers was, is daar ook met elke godsdienstoefening deur die kommandant gebid. En dan dra ons vrouens en kinders, wat so alleen op die plaas is, aan u op, o Here. Omring en beskerm hulle met u liefde. Die oproep tot oorlog het ook tot die Greiling gesin in die distrik Hoopstad gekom. Japie se pa en sy broers moes ook gaan veg. Nadat al die voorbereidings getref was, het Japie se vader hom eenkant toe geneem en die laaste bevele gegee. Japie, jy's nou groot, 11 jaar oud en die enigste seun hier op die plaas. Ag, vader, kan ek nie maar saamgaan nie? Ek sal nou kroon gou opsaal en vader weet tog self dat ek al goed kan skiet. Nee, Japie, wie sal dan na jou moeder en susters kom sien? Jy is die een wat hier moet bly en moet sorg. Daar moet gekyk word na die skape en die beeste. Ja, vader. Werk versigtig met die mielies, ou seun. Ons weet nie wat voor lê nie. Daar is in elk geval genoeg meel gemaal vir die gebruik hier by die huis. Dit staan in die stoorkamer. Ja, vader, ek weet. As die eerste reëns gekom het, moet jy en die ander volk kyk dat op die braaklande mielies gesaai kom. Sorg dat klein boy by die saaiery help. Hy ken die ding. Goed, vader, ek sal so maak. Ou seun, ek maak staat op jou om dinge hier reg te hou. Jy sal goed na jou moeder en susters kyk. As die Engelse kom terwyl ek weg is, en ek kan dalk vir 'n lang tyd weg wees, onthou, jy is 'n boerseun en die Engelse is ons vyande. Vader hoef nie bang te wees dat ek sal vergeet nie. As vader weer terugkom, mag ek dan maar saamgaan om te gaan veg, vader? Ou seun, ek sal jou saamneem op kommando sodra jou baard begin groei. In die daaropvolgende maande het dit dan ook dikwels gebeur dat van die boerekommando's by die plase aangedoen het om weer hulle kosvoorrade aan te vul.